Watter een van die volgende is die empiriese formule van etiel-etanoaat? Die korrekte antwoord is A, C2H4O. Etiel-etanoaat. Dit is 'n ester wat bestaan uit twee komponente. Etiel wat kom van etanol, etanoaat wat kom van etanoosuur. So etanol, die alkohol, en etanoosuur, die karboksielsuur, het gereageer om hierdie ester te vorm. Nou etanol het twee koolstowwe bygedra en die etanoosuur het ook twee koolstowwe bygedra. Met ander woorde, etiel-etanoaat gaan 'n totaal hê van 4 koolstowwe. Nou is die vraag, wat is die molekulêre formule van 'n ester met 4 koolstowwe? Nou ek gaan jou 'n vinnige manier wys hoe om daarby uit te kom. Jy sal onthou, daar's twee pare funksionele isomere in graad 12. Aldehiede en ketone, dis die een paar, en dan die ander paar is esters en karboksielsure. En wat weet jy van funksionele isomere? Hulle molekulêre formules sal dieselfde wees. So 'n ester met 4 koolstowwe gaan dieselfde molekulêre formule hê as 'n karboksielsuur met 4 koolstowwe. Nou die algemene formule vir 'n karboksielsuur, dink alkeen en 2 suurstowwe. Alkeen CnH2n en dan 2 suurstowwe. Ons het wel 4 koolstowwe, so dit gaan wees C4H, 4 maal 2 is 8 O2. Nou daardie is die molekulêre formule van butanoosuur, 'n karboksielsuur met 4 koolstowwe. Nou die ester etiel-etanoaat is 'n funksionele isomeer van butanoosuur en dit gaan ook die molekulêre formule hê van C4H8O2. Dit is die molekulêre formule. Nou moet nou nie in die slaggat trap nie. Dit is D, maar dis nie die korrekte antwoord nie. Dit is die molekulêre formule. Die vraag vra vir die empiriese formule. So wat doen ons? 4 tot 8 tot 2. Ons deel dit deur 2 en dan word dit 2 tot 4 tot 1. Die korrekte antwoord is A.